Is julle gereed vir die woord? Ja, so ons op Vadersdag wil ek natuurlik, en dit weet ons rig die temas van die woord altyd waar ons is in die seisoen wat ons is, en wil ek vandag natuurlik ook 'n woord bedien, baie spesifiek op die paas, op die vaders, op die manne gerig, nie net vaders nie, maar ook manne gerig. Maar dit is nie, as die woord is geskryf in die konteks van die tyd wat dit nie eintlik, vrouens mag nie eintlik in dit aangehaal geword het nie, want 'n vrou was nie gereken as belangrik in die tyd nie, so dan kan ons baie keer die Bybel lees en dit misinterpreteer, dames. So wanneer hy praat van paas of manne, of weet, dan kan julle julleself ook daar insluit, want ons weet in die Nuwe Testamentiese konteks is daar nie 'n onderskeid tussen man en vrou nie. Ons almal is een in Christus, want ons almal het dieselfde erfenis in Christus Jesus, en dis die ewige lewe. So, weet, die realiteit is, ja, ons moet die woord reg lees, maar ek wil vanoggend begin met Psalm hoofstuk 1. Psalm hoofstuk 1, en manne, ek wil vanoggend met jou praat, want ek glo daar's herlewing op pad. En dit is klaar aan die broei. Maar ek glo dat hierdie herlewing gaan geken word aan manne wat weer hulle plek inneem, geestelik. Verlang genoeg het die vyand gekom met skuldgevoel. Verlang genoeg het hy gekom met leuns. Verlang genoeg het hy generasies gevat en hulle gebind met dit wat gebeur het in die verlede. Maar daardie bande gaan gebreek word in Jesus naam. Want ek sien manne nog lewe onder die skuldgevoel van hulle eie dade en hulle voorvaders se dade. Maar ek sien dat die Gees van God manne weer gaan oprig en versterk, dat hulle weer roekeloos, radikaal in hulle geloof gaan weer begin opstaan en 'n impak in hierdie land en in die wêreld begin maak. Manne wat nie meer wag dat dinge vir hulle gebeur nie, maar manne wat dinge maak gebeur. Want dis waarvoor ons geroep is. Jy is geroep om dinge te laat gebeur, nie te wag vir dinge om te gebeur nie. Weet, ons moet versigtig wees en ons moet ons kinders leer, veral julle manne, ons moet ons seuns leer. Life is what you make of it. Life is not what happens to you. Hoor mooi. Life is what you make of it, not what happens to you. Want jy kan kies of jy lei of jy word gelei. Of jy lei jou omstandighede of jy laat toe dat die omstandighede jou lei. Of jy word gelei deur jou teleurstelling of jy heers oor jou teleurstelling. Of jy word gelei deur jou skuldgevoel of jy heers oor jou skuldgevoel. Dis 'n keuse wat jy moet maak as man. En hy kom in Psalm 1 vers 3 En ek wil amper sê, dis hoe ek die herlewing sien, dis wat ek gaan sien, wat aan die gebeur is, en wat die Here gaan kom doen. Hy sê, en hy sal wees, soos 'n boom, wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. En weer eens hoor ek baie vrouens wat hard amen sê, maar ek het nou 'n paar manne amens hier nodig gehad. Jy sien, die psalmdigter kom hier en hy beskryf 'n boom wat by waterstrome staan, en weet, jy kan net die volgende opsit van die prentjie net om te sien, hoe lyk 'n boom wat by waterstrome is, en die boom is op 'n baie spesifieke plek, en hy praat van 'n boom wat suksesvol is, 'n boom wat sy vrug op die regte tyd dra, 'n boom wat nie verwelk nie, 'n boom wat standvastig is in wie hy is, en wat hy doen. Maar daar's 'n rede hoekom hierdie boom so is. En wat is die rede? Want hierdie boom is op die regte plek geplant. Jy sien, jou omstandighede, jou omgewing, het 'n groot impak op jou sukses. Hoe jy geposisioneer is, waar jy geposisioneer is, het 'n impak op wat die resultaat, die vrug in jou lewe gaan wees. En dis 'n belangrike vraag om te vra, manne, is dat jy jouself sal vra, is ek geposisioneer waar ek moet wees? Is in die Vrydagoggend wat ons hier gesprek gehad het,
dat ons met mekaar 'n bietjie uitgedaag en sê, is jy waar jy moet wees? Is jy in die wil van die Here? Is jy in die plan van die Here in jou lewe? En weet, daar was verskillende antwoorde gewees en sê, wel, hierdie is nogal 'n bietjie vir ons 'n uitdagende vraag. Want ons het verskillende maniere om te gaan meet, is ek in die wil van die Here, is ek in die plan van die Here. Jy kan dit meet aan miskien jou finansiële toestand, jy kan dit meet aan jou, weet, waar jy is in jou werk en die bevrediging wat jy kry en wat jy doen. Maar die woord van die Here gee vir ons maatstawwe waarna ons onsself kan gaan meet, is ek waar ek moet wees. En hy kom hier en hy sê die boom is se rede hoekom hy alles wat hy doen voorspoedig uitvoer, is omdat hy op die regte plek geplant is. En waar is hy geplant? Hy is nie net by water geplant nie. Want water wat stil staan kan vrot word. Hy is by 'n waterstroom geplant. Wat praat van lewe, wat praat van varsheid, wat praat van nuutheid elke dag. Dis nie dieselfde waterdruppel is dieselfde dag daar nie, dis elke dag nuwe water wat daar verbykom. Hierdie man is op die regte plek geplant. En hy dra goeie vrug en hy is suksesvol. En ek glo, elke man wat vanoggend hier sit, streef daarna om suksesvol te wees. Ek dink nie daar's iemand wat iets aanpak om te hoop hulle faal nie. Niemand, ek sal nooit vergeet nie, weet ons, ek dink dis maar die uitdaging van die tyd wat ons is, weet ek het dit al genoem, jare terug het ek die billetjie rugby, weet ek was deel van die organisering van die billetjie rugby van die skool, weet ek, been there, bought 'n t-shirt, maar ek is klaar met dit. Ek weet nie of ons eendag weer die klein kinders daarby gaan uitkom nie, maar dan gaan ons maar net van die kantlyn af staan en aancheer. En ek sal nooit vergeet hoe ons praat oor hoe ons die kinders en die seuns leer, en ek het 'n spannetjie gehad, en ek is nie goed met verloor nie. Ek hou nie van verloor nie. Nou, ek weet nie of dit 'n sonde is of dit 'n verkeerde ding is, maar ek neem nooit deel om te verloor nie. En die een ma se woorde was, ek weet nie wat is hierdie wending met julle almal nie. Hoekom julle altyd net wen? Sê ek, wel, mevrou, kom ek help jou graag. Ek leer my spannetjie, winning is not everything, it's the only thing. Jy speel om te wen. Want gelykop speel is dieselfde as om jou sussie te soen. Ons speel nie gelykop nie. Maar dis die ding. Hoe pak jy die lewe aan? Ag, ek hoop maar net ek hoop maar net ons maak dit. Ek hoop maar net ons tel maar nie beserings op hierdie game nie. Weet jy wat nie beseer gekry het nie gespeel nie, man. Weet, as ek nie met 'n blou oog van die rugbyveld af kom en dink ek het vandag 'n bietjie terughou. As jy nie gaan try en sê ek gaan my beste gee nie, los dit eerder. Want luister vanoggend, jy's 'n man wat die Here geskaap het met spesiale ruggraat en stabiliteit wat hy vir jou gegee het, waarvoor jou geroep het, want dis jou grootste roeping, meneer, is om stabiliteit in jou huis te vestig. Om daardie pilaar vir jou familie te wees. Nou ek gaan nou wat met my ook inspireer, en dis Daniel. Daniel was hy was net anders geweest. Hy het net uitgestaan, en ons weet Daniel het die 3 vriende ook gehad. Dit is interessant, Daniel was nooit by die oond geweest saam met sy vriende geweest nie, maar Daniel was in die leeukuil geweest. En wat is die rede hoekom Daniel in die leeukuil beland het? Het jy ooit daaraan gedink? Wat was die rede? Wat het hy geoortree? Sy oortreding, soos die Engelsman sê, sy crime was, he was stable in who he is. Hy was stabiel. Hy het nie toegelaat dat die omstandighede hom kom heers nie. En die woord kom en hy beskryf Daniel, hy sê Daniel 6 vers 4, hy sê toe het hierdie Daniel bo die ministers en die landvoogte uitgemunt, omdat 'n voortreffelike gees in hom was. Daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Hy was nie eens deel van daai volk gewees nie, maar hy het 'n voortreffelike, die Engelse vertaling sê, hy het 'n excellent spirit. Want dit wat Dawid gedoen het, hoe het hulle geweet hy het 'n excellent spirit? Want hulle het dit gesien in die resultaat en dit wat hy aangepak het.
As Daniel iets gedoen het, was hy suksesvol. Dit was nie net halfpad en dit gedoen het, en ag, kom ons doen dit maar net, kom ons hou hulle maar net stil en lyk maar net of ons aan die werk is en dit lyk maar net of ons dit maar ietsie gedoen het. Nee, hy het 'n ding aangepak en hy het dit ordentlik gedoen en hy het die Here vertrou in dit wat hy gedoen het. En omdat hy getrou was en nie die Gees aan hom gehad het, het hy ander geïntimideer. Want laas het jy ander geïntimideer in jou excellent spirit. Omdat ek die Here voluit dien. Weet jy wat? As jy die keuse maak om Jesus te volg, en jy die keuse maak om in geregtigheid te wandel, gaan jy ander mense se lewens intimideer. Weet jy, hoeveel keer het mense al my sê, ja, maar jy oordeel my, sonder dat ek 'n woord gespreek het. Sê ek, hoekom sê so? Ja, want jy kies om nie te doen wat ons doen nie. Sê ek, okay, maar nou oordeel jy my, want ek het gekies om te doen wat ek doen. Ek het gekies om my manier wat ek Jesus volg, het ek gekies. En as my manier wat ek Jesus volg, as ek sy woord volg, weet om te doen wat sy woord vir my sê, en jy sê ek oordeel jou, beteken dit eintlik die woord oordeel jou, want ek lewe volgens die woord. Maar jou lewe gaan mense affronteer, as jy kies om Jesus te volg. Want ek en jy is nie gemiddelde mens nie. Meneer, jy weet volgende jy sit wat Jesus aangeneem met jou verlosser en saligmaker. Jy's 'n koningsseun. Jy's nie average nie. Jy doen dit nie soos die res dit doen nie. Jy doen dit anderste. En omdat jy dit anders doen, gaan jy mense affronteer. En Daniel het hierdie ouens geaffronteer. En daarom het hulle gegaan en vir die koning sê, hoor, ons het hierdie goeie plan, koning. Jy het nou nuwe koning geword en ons hulle wil eintlik sy beel bietjie kom blaas om te sê, kom ons hierdie wet wat hulle gaan skryf het en gesê, vir die volgende 30 dae mag niemand anders enige eer aan 'n God of enigiets bring behalwe aan u koning nie. Want hulle het geweet, Daniel se sterkpunt gaan deur hierdie wet sy swakpunt word. Want dis wat die vyand wil doen, hy wil jou sterkpunte gebruik om eintlik jou swakpunt te word in die wêreld se oë. Want Daniel het geweet wie sy God is. En hy was getrou in sy aanbidding tot God. Hy was getrou in sy eerbied aan God. Hoe dit sê in Daniel 6 vers 11, hy sê, en net toe Daniel verneem dat hierdie bevelskrif geskryf is, so die bevel is, vir die volgende 30 dae mag niemand eer bring aan enige God, of raad vra vir enige God nie, die koning moet al die eer ontvang. Nou, ek meen, die koning het hierdie bevel aanvaar en sê, hoor, vir 30 dae is ek nie te sleg nie, dat ek bietjie geëer word as koning, maar hy het nie besef wat hierdie ouens in die mou gevoer het, en eintlik om Daniel skuldig te bevind nie, want hulle kon niks kry, die woord sê hulle kon niks kry om Daniel onskuldig te bevind nie. Because he had an excellent spirit. Hy het 'n voortreffelike gees gehad. Hy sê, toe Daniel verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan, en hy het in sy bokkamer vensters gehad, wat oop was in die rigting van Jerusalem, en hy 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid. En lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Hierdie bevel het nie sy geloof kom skud nie. Die omstandighede wat verander het nie Daniel se eer aan God kom verander nie. 3 keer 'n dag. Vandag is dit vir mense 'n uitdaging om 1 keer 'n week in die kerk te kom. Maar bring kerk in die hemel nie, dit is net ek bring eer aan God en ek kom saam met medegelowiges en ek vat 'n uur of 'n uur en 'n half van my week om net saam met my medebroers en susters eer aan God te bring, want dit is ook 'n bevel, moenie die onderlinge byeenkomste mis nie. God soek jou aanbidding. En daar's resultate in aanbidding. Want God reageer op aanbidding. En soms beleef ons dalk nie wat ons hoop ons gaan beleef nie, maar miskien net is daar 'n tekort in ons aanbidding. Want Daniel het goeie resultate gehad. Maar hier kom die uitdaging van sy storie, omdat hy besluit het om konstant te wees in sy aanbidding, in sy tyd en sy eerbied aan God, wat hy aan God gewy het, het dit juis gekos dat hy in 'n leeukuil beland.
En ons weet hoe die koning uitvind dat Daniël is wat skuldig was, het hy alles in sy vermoë probeer om hierdie wet te kanselleer, maar hy kon nie, want die wet was so geskrywe, die wet van die Medes en die Perse, wat jy kan dit nie kanselleer nie, jy kan dit nie terugtrek nie, en die koning hy kon dit nie terugtrek nie, hy was baie spyt, en hy het gesê, Daniël, ek kan niks hieromtrent doen nie, want die wet is bo my, wat ons geskryf het. En hy sê, mag die God, jou God, wie jy aanbid, jou bewaar. Hy sê, toe die koning bevel gegee, en hulle Daniël gebring, en die leeukuil gegooi. En die koning begin spreek, en vir Daniël gesê, mag jou God, wat jy gedurig deur vereer, jou verlos. Standvastig in wat hy doen. En op Daniël 6 vers 22, die volgende oggend, daai aand kon die koning nie slaap nie, want hy was bekommerd oor Daniël gewees. En die eerste ding, vroeg die oggend, staan die koning op, en hy is dadelik na die leeukuil toe, en hy wil, ek dink, daai koning het net gehoop en gebid, hy hoor Daniël se stem. Ek weet nie, wanneer laas was jy naby 'n leeu gewees nie. Ons lees hierdie stories in kinderkerk en in sonnaskool jare, en dan dink ons, ag, leeukuil, wanneer laas jy 'n leeu die oog gekyk? Ek weet, my oupa het beeste gehad, hulle sê, die leeu met een klap breek hy bees se nek. Dis wat 'n leeu is. Dis nie hierdie ouens wat probeer rugby speel aan die ander kant, dit is die regte leeu. Maar hoor mooi, hy sê, toe het Daniël met die koning gespreek, mag die koning vir ewig lewe. My God het sy engel gestuur en die bek van die leeu toegesluit, sodat hy geen leed aangedoen het nie, omdat ek voor hom onskuldig bevind is, en ek ook teen u, o koning, geen onreg gedoen het nie. So ek weet wat ek doen, ek weet hoe lyk my wandeling, ek weet my geregtigheidsstand, ek wandel in die spore van geregtigheid. Hy sê toe die koning baie bly geword en bevel gegee om Daniël uit die kuil uit te trek, so Daniël dan uit die kuil opgetrek, sonder dat daar 'n letsel op hom gevind is, omdat hy op sy God vertrou het. Omdat hy op sy God vertrou het. En die resultaat van die ouens wat Daniël in die kuil laat gooi het, weet jy wat het gebeur? En hier sit, Gert het nou genoem, die vyand moet teruggee wat hy gesteel het. Weet jy wat is die vyand se voorland? Weet jy wat het met hierdie ouens gebeur? Dit is baie wreed, maar ek wil vir jou lees. Daniël 6:25, hy sê, die koning het bevel gegee, en hulle het daardie manne gebring, wat Daniël aangeklag het. Jy is aangekla, daar's mense wat jou aankla, daar's mense wat probeer jou verneder, daar's mense wat jou geloof kom uitdaag, en jou probeer sleg sê, hoor die resultate, God sal met hulle deel. God slaap nie oor sy werk nie, hy slaap nie oor sy kinders nie, die wraak kom God toe, God neem wraak. Jy moet die geveg net vir hom gee, hoor die wraak, hy sê, die manne wat hom aangeklag het, en, hy sê, en hulle kinders en hulle vroue. So mevrou, jy moet seker maak, jou man nie een van daai ons wat aankla nie. Want anders gaan jy moeilikheid kry. Maar die koning kom met 'n bevel. Hy sê dat Daniël aangeklag het hulle kinders en hulle vroue in die leeukuil gegooi, en hulle het nog nie die bodem van die kuil bereik nie, of die leeu het hulle oorweldig en hulle bene vermorsel. Dis wreed. Maar dis die voorland van die vyand wat jy wil kom aankla. Kom ons fokus nie op die vyand nie, kom ons fokus op Daniël wat stabiel was in sy geloof. Vast in sy geloof, standvastig in wat hy gedoen het. En dankie Wilna dat jy altyd my skrifte steel, maar Jeremia 17 vers 7. Geseënd is die man wat op die Here vertrou. En wie se vertroue die Here is? En dit is my so mooi, geseënd is die man wat op die Here vertrou, maar wie se vertroue, met ander woorde, daardie vermoë om te vertrou, is nie jou eie vermoë nie. Want soms is ons net swak. Soms kan ons net nie meer nie. Ons het een keer die liedjie herskryf wat sê, I will never let you go. Kom ons herskryf hom, he will never let me go. Geseënd is die man wat op die Here vertrou, en wie se vertroue die Here is. Ek wil volgende sê, manne, hier is die sleutel. Gee oor en laat toe dat God in jou en deur jou werk. Want is hy wat in jou werk om te wil, om te doen volgens sy welbehae.
Ek en jy moet leer om in daai plek van oorgawe te wees en sê, Here, my manlikheid word nie bepaal deur wat die wêreld sê nie. My manlikheid word nie bepaal deur wat my agtergrond of my pa of wie ook al gesê nie. My manlikheid word bepaal deur die feit dat ek die Here vertrou en dat die Here my vertroue is. Hy is my bron van wie ek is. Hy is my bron van my identiteit. Hy is my bron van my man wees. Die God op wie ek vertrou en wie my vertroue is, want hy sal wees, en hier word Psalm 1 aangehaal, hy sal wees soos 'n boom wat by water geplant is, en sy wortels uitskiet by die stroom, en nie vrees as daar 'n hitte kom nie, maar sy blad bly groen, en in 'n jaar van droogte sal hy nie besorg nie, en hou hy nie op om vrugte te dra nie. Hoor die belofte vir die wat stabiel is, en geplant is by die waterstrome. Nou wil ek terug gaan Psalm 1 vers 1 en 2, voordat hy nou verduidelik oor hierdie boom wat geplant is by waterstrome, sê hy eers, en hy maak 'n verklaring, wie is hierdie man wat so geplant is? Hoe identifiseer hy hierdie man? Hy sê, welgeluksalig of geseënd is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan in die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet of die woord van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. So hierdie boom, wat geplant is by waterstrome, is geken aan 'n boom, wat nie wandel saam met goddeloses nie, of die raad van goddeloses nie, wat nie staan in die weg van die sondaars nie. Jy sien, wie is jou raadgewers? Wie gaan raadpleeg jy, man, van God? Het is nodig om mentors in ons lewens te hê, het is nodig om raadgewers te hê, want die wysheid van Salomo leer ons dat uit die vele raadgewers gaan jy wysheid bekom. Maar is dit goddelike inspraak, goddelike raad? Waar staan jy? In wie se weg staan jy? Die weg van die sondaars, of waar sit jy? Die kring van die spotters? Nee. Jy doen nie. Want jy is 'n man en 'n vrou geplant by waterstrome. Kan ek volgende vir jou net sê, waar sit jy? Waar staan jy en waar wandel jy? Eerste plek, as 'n man van God en 'n vrou van God, kom Psalm 23 en sê, as ek dan nie wandel op die raad van die goddelose nie, hoe wandel ek? Psalm 23 vers 3 sê, hy lei my in die spore van geregtigheid. So waar wandel ek? Onder die leiding van Jesus Christus, want die Here is my herder. Hy is my raadgewer. Ek volg nie die raad van die goddelose mense, wat alles net om hulle self draai nie. Dis die siekte van die tyd. Mense wat selfgesentreerd is, hulle kyk net hoeveel hulle uit ander mense uit kan wins maak. Dis waaroor dit gaan vandag. Ek en jy is nie dit nie. Ons wandel nie volgens daardie raad nie. Ons wandel volgens die leiding van die herder, wat my lei in die spore van geregtigheid. En dan 2 Korintiërs 5 vers 21, hy sê, want hy het hom wat geen sonde geken het, nie sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Hoe wandel ek in die spore van geregtigheid? Ek wandel in Christus. Here, iets vir my in daai kruis gesterf. Hierdie prys betaal, iets sonde vir my geword, al my sonde is op U geneem, daarom sal ek nie meer wandel volgens daardie raad nie, sal ek nie meer wandel volgens daardie skuldgevoel nie, en daar's manne wat vanoggend hier sit, en ek voel dit duidelik, dat die Gees druk het op my hart, jy moet klaarmaak met die skuldgevoel, hou op, jy hak vas. En hier is die ding, dis ook maar ek vanoggend die stelling gemaak het, dis harder om 'n man te wees as om 'n vrou te wees. Nou ja, ek weet daar's verskillende areas in die lewe, maar kom ek net vanoggend dit sê, manne, en ek se man, dis hoekom ek vanoggend vir dit kan sê, manne is baie hard op hulle self. Vroue is hard op hulle self, miskien met hulle uiterlike, maar 'n man is hard op homself as hy 'n fout begaan het. En ek dink, weet nie of 'n vrou dit sal verstaan nie, maar God het ons geroep om die pilare, die steunpilare, die standvastigheid in ons huise te wees. En wanneer ek 'n fout maak as 'n man, dan is dit vir ons erg. Dit vat aan ons. En dit het 'n impak in ons emosies, in ons gedagtegang. Help my manne.
wat jy jouself begin kastei, en jouself begin verwyd om te sê, hoe kan jy die fout gemaak het? Want hierdie fout wat jy gemaak het, het nie net effek op jou nie, want jy het afhanklik is. Jou vrou is afhanklik van jou. Jou kinders is afhanklik van jou. Hoe kan ek en jy dit waag om 'n fout te maak? En dan maak ons daai fout, want ons is bly mense. Ons fouteer uit swakheid. En dan hak ons vas by daardie teleurstelling. En dan glo ons die leuns van die vyand en ons begin onsself verwerp deur die verwyte. As manne wat moet deel met verwyte volgend. Soms moet ek vir myself sê, dis oké om 'n fout te maak. Dis nie oké om dieselfde fout oor en oor te maak nie. As jy jou kop een keer stamp, is dit oké, maar as jy jou kop teen dieselfde plek weer stamp, dan is jy net dwaas. Ons leer uit ons foute uit. Maar weet jy wat is 'n man? 'n Man is nie die ou wat nie 'n fout maak nie, want die ou wat gewoonlik nie 'n fout maak is die ou wat niks doen nie. 'n Man is die ou wat 'n fout maak, leer uit die fout en opstaan en dit beter maak. En dit regmaak. Dis wat 'n man doen. Maar die vyand wil jou daar hou en sê, sien jy, jy's 'n failure, jy's nie goed genoeg nie, en hy hou hier so, wat 'n man dink jy is jy? En dan kry jy ook dit ongelukkig, dat daar 'n Delilah gees is somtyds. En nie wil ek met die vrouens bietjie praat, pas op vir 'n Delilah gees. Want wat doen 'n Delilah? Sy het gehamer op Samson se swakheid. Jou man het nie nodig dat jy vir hom uitwys wat sy failure is nie. Jou man het nodig dat jy in hom bly glo, al het hy 'n fout gemaak. Dis wat jou man nodig het. En dat jy hom sal oprig en optel en sê, my man, ek glo in jou. Jy is die man wat die Here in my sy gesit het. En jy spreek lewe oor jou man, want jy het nodig om lewe oor hom te spreek, want hy is die steunpilaar in jou huis. Moenie 'n Delilah gees toelaat, wat baie subtiel deur jou kan kom werk, om jou man verder af te breek nie. Want onthou, waarna was op Delilah heeltyd op soek? Na sy swakheid. Jou man het swakhede. Maar bid vir jou man, dat hy op sy God sal vertrou. Paulus sê, ek sal eerder roem in my swakheid, want in my swakheid word sy krag volbring. Want hy het geleer om op die Here te vertrou. So waar wandel ons? Ons wandel in geregtigheid, in die spore van geregtigheid, onder die leiding en die raad wat ons herder vir ons gee. Want hy het vir ons sonde geword, hy het ons sondes op hom geneem, sodat ek en jy kan word die geregtigheid van God in hom. Jy kan geregverdig word, jy kan in geregtigheid wandel, nie deur jou eie vermoë nie, maar dit wat Jesus klaar vir jou geword het. 'n Lewe in Christus is 'n lewe van geregtigheid. Waar staan jy? Waar jy staan vas. Ek en jy het nodig om vas te staan in waar ons is. Vas te staan teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte, wat kom met sy liste en sy verleiding, en jou wil afwyk van wat God se plan van jou lewe is. En daarom kom in Efesiërs 6 vers 13, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Manne, jy het nodig om daardie wapenrusting van God in jou lewe te hê, en te verstaan hoe werk daardie wapenrusting, en te verstaan hoe wend ek dit aan in my lewe, die skild van geloof, die helm van verlossing, die gordel van die waarheid. Ken jy die waarheid? Hou die waarheid alles vas in jou lewe. Wat is die waarheid? Die woord van God. Ken jy as man van jou huis die woord van God, die waarheid van die woord van God? Want jy het nodig om die wapenrusting te hê, sodat jy kan staande bly, en nie gaan staan in die weg van die sondaars nie. Maar jy staan op 'n plek wat God jou geroep het, in sy woord. Dan sê Matteus 7 vers 24, elkeen dan wat hierdie woord van my luister, en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstroom het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm. Life is gonna happen. Dinge gebeur, ongeag wie jy is. Of jy nou gelowig of ongelowig is, ons beleef die wêreld. Dit gebeur, die storms kom. Maar die vraag is, gaan jou huis bly staan? Gaan jou geloof bly staan? Gaan jy soos Daniël wees en sê, ongeag wat die koning se bevel is, ongeag wat die regering sê, ongeag wat die wêreld sê, ek gaan standvastig wees in wie ek is. My aanbidding gaan nie beïnvloed word deur die omstandighede nie.
As die reën kom teen haar huis, en dit het aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. Waar staan jy? Gebou, staan vastig op die rots. Hoekom? Want dis my waarheid. Dis die rots waar my lewe en my huis gebou is. En dan natuurlik, waar sit ons? Sit jy in die kring van die spotters? Kan ek vir julle manne sê, kies jou geselskap. Jy mag kieskeurig wees in wie se geselskap jy is. Want daar is ongelukkig invloed in ons lewe. Maar jy bepaal hoeveel invloed jy toelaat en wie se invloed jy toelaat. En jy moet sorg dat jy sit tussen die regte mense. Maar kan ek vanoggend vir jou sê wat sê die woord van God, waar sit ek en jy? Weet jy waar is jy geposisioneer? En nou, hierdie boom se sukses is absoluut net word bepaal deur waar hy geposisioneer is. Waar is ek en jy geposisioneer? Waar het ons plek ingeneem? Want 'n sit is nie gewoonlik ek sit en niks doen nie. 'n Sit is ook 'n posisie wat jy inneem, 'n plek wat jy inneem, en dis juis 'n plek van autoriteit wat Jesus ons kom herinner. Hoor wat sê hy, Efesiërs 2 vers 4 tot 6. Hy sê, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groter liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak het met Christus. Wek op uit die dooie misdade uit. Staan op. Want uit genade is jy gered. Maar hoor wat sê hy, jy is nie net gered uit genade en sê, dank die Here, ek is gered nie. As dit was waaroor het vir jou gaan en my sondes is vergewe, dan mis jy die helfte van die evangelie van Jesus Christus. Want dit gaan nie net oor jou redding en jou vryheid van sonde nie, maar dit gaan oor jou posisionering in Christus Jesus. Waar sit jy? Hy sê, saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Dis jy, dis ek, dis ons wat vergewe is en verlos is, wat Jesus Christus aangeneem het. Hy het gesê, kom, hierso ek nooi jou, kom, ek het die ereplek ingeneem, en nou Jesus is opgeneem in die hemele, en hy laat sit aan die regterhand van God die Vader, wat praat van die plek van autoriteit, van die plek van gesag, want alle mag in die hemel en op aarde is aan hom gegee, en hy sê vir jou en vir my, luister, waar sit ons? Ons sit nie meer in die kring van die spotters nie. Ek en jy het nie meer deel in dit nie. Ons sit saam met Christus in hemelse plekke. Hoor wat sê in Openbaring 3 vers 20. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, het jy die deur oopgemaak vir Jesus. Sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. En dan vers 21. Dis 'n oorwinning om Jesus in te nooi. Dis die grootste oorwinning ooit. As jy die klop in die deur hoor en reageer, want die handvatsel sit in die binnekant. Hy kom nie en hy skop die deur af nie. Hy klop en hy wag vir jou. En vanoggend, verlang genoeg het jy die klop geïgnoreer. Hoor nou, meneer. Verlang genoeg het jy die klop geïgnoreer. Wat sal die mense sê? Wat sal die ander manne sê, as ek nou kies om Jesus te volg? Die grootste oorwinning is om Jesus in te nooi. Die oorwinning lê nie in die aansien van mense nie. Die oorwinning lê nie in jou aansien as man wat die wêreld sien nie. Die oorwinning lê in die feit dat Christus saam met jou maaltyd hou. Seker, ek staan by die deur en klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. En dan vers 21, en aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon. Wow! Hoor jy, waar sit jy? Soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Luister, in Christus het ek en jy die oorwinning. Met Christus in ons het ons die oorwinning. En sit ek en jy nie meer op hierdie aarde, ons is wel in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Ek en jy is gesetel in die hemele. Jy het 'n plek. Daar's 'n hiërargie. En jy sit saam met Jesus, en jy heers saam met hom. Hoe kan jy nog toelaat dat sonde oor jou heers?
Hy het die sonde bloedneus gegee, hy het die vyand uitgeklee, daardie vyand wat jou heeltyd probeer verlei en jou terugtrek na jou ou verlede en wie jy was, dis nie meer wie jy is nie. Jy is 'n nuwe skepsel in Christus Jesus, nuutgebore dier gekoop met die bloed van die lam. Jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Jy behoort nie eers meer aan jouself nie, jy behoort aan God en jy sit saam met Jesus in hemelse plekke en dis van waaruit jy moet regeer. Hou op probeer om jou lewe te lei en jou gesin te lei vanuit hierdie wêreldse plek. Jy gaan nie kan lei so nie. Gaan sit saam met Jesus, want as jy 'n hemelse perspektief kry oor jou lewe, dan kom jy agter, wow, Here, hierdie goed is toe nie so erg soos ek gedink het nie. Die wêreld wat dit reg laat lyk. Nie van julle het al in 'n vliegtuig uit die gekyk en hoe lyk die aarde daaronder nie. Lyk alles so klein. Gaan sit bietjie saam met Jesus in jou plek wat hy vir jou bestem het en sien hoe daai omstandighede wegkwyn. Want jy heers saam met hom vanuit hemelse plekke. En dan kom hy en sê sy behaag. Hierdie man se behaag, hierdie boom se behaag is in die woord van die Here. Die woord behaag is of sy vreugde. Die ander vertaling sê his delight, his pleasure, his passion, his joy is in the word of God. Hierdie strome van lewende waters is nie 'n vaste plek op hierdie planeet nie. Dis 'n teenwoordigheid van die Gees van die lewende God. Is jou lewe gebaseer op die feit dat jy by en saam die stroom van lewende waters beweeg? Sien, hierdie boom is geplant by strome van lewende waters, maar Jesus kom by die strome van lewende waters. Hy sê in Johannes 7 vers 38, hy sê, en hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende waters sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees, wat die sou ontvang wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Is jy geplant in die teenwoordigheid van die Heilige Gees? Het jy 'n bron wat onuitputlik is op wie jy kan staatmaak? Is jy op 'n plek wat jy die Here vertrou en wat die Here jou vertroue is? Man van God. Dis tyd om weer te bou op die rots. Daar is te veel grashalmpies wat jy aangegryp het. En jy teleurstelling beleef het en jy jouself verwyd. Maar vanoggend is dit tyd om weer in te grou en by die rots uit te kom. En sê, hier staan ek voor u. Ek wil die man wees wat u van my bestem het om te wees. Ek wil Gert vra om vorentoe te kom. Ons het jare terug 'n lied ook geskryf en ek hom nou gevra of hy hom sal sing. En dit is gebaseer op die woord van die Here wat by die profeet gekom het en sê, weet jy, gaan na die pottebakker. En gaan kyk hoe hy besig is om daai klei te vorm. En soms moet ek en jy net op 'n plek kom om te sê, Here, hier is ek voor u. As dit nodig is, kom breek my. Want soms kom die verwyte, kom die teleurstellings en dit maak ons hart. Ons kom dit nie altyd self agter nie. Maar daarom is dit so nodig om net op daai plek te kom en oorgawe en sê, Heilige Gees, hier is ek. Kom vorm my, kom maak my, net soos u wil. Ek wil klei in die hande wees. En ek wil vanoggend vra, manne, as jy sê, ek wil deel wees van God se plan, ek wil deel wees van sy herlewing vir die tyd wat ons in leef. Ek wil oorgegee wees in die hande van die pottebakker. Dat hy my opnuut kom vorm en kom maak soos hy wil. Wil ek jou nooi vanoggend as man dat jy sal opstaan en net hier voor op die mat kom staan en net voor die Here kom staan op 'n plek wat jy sê, Here, hier is ek. Ek is klei in die hande. So Gert gaan dit vir ons sing en as jy vanoggend daai man is wat sê, Here, I need to change. I need to be better. Jy is nie sleg nie, maar jy kan beter wees. Om net voor die Here te staan en sê, Here, gebruik my. Nie net kom heel my nie, maar kom maak my bruikbaar vir die koninkryk.
Mag ek, Here, kom vul my met daardie voortreffelike gees, want dis wat die Heilige Gees is. He's an excellent spirit, want dis wat Daniel in hom gehad het. En vanoggend laat die Here net toe om jou te kom vorm, sodat jy daardie voortreffelike gees kan vestig en huisves in jou lewe. So dat wil ons die lied sing, stap uit vanoggend manne, kom staan hier voor en kom sê net vir die Here, Here, ek is klei in die hande. Vader, vanoggend staan ons voor U as manne. Dankie dat U bepaal het dat ons man moet wees. Here, dankie dat U ons bestem het vir 'n tyd soos nou, in 'n wêreld soos nou. Maar vanoggend bid ek en ek vra Heilige Gees, U wat 'n voortreffelike Gees is, soos die Gees wat in Daniel was, wil ek vanoggend bid en vra dat U ons, elke man, sal vul met 'n excellent, voortreffelike Gees. Here, dat ons manne van ruggraat sal wees, dat ons die pilare in ons huise sal wees, wat standvastigheid bring, Here, dat ons manne sal wees, wat vrug oplewer op die regte tyd, en alles wat ons aanpak, dat dit voorspoedig sal wees, Here. Vader, want ons wandel nie op die raad van onregverdiges nie, Here. Here, ons staan nie in die weg van die sondaars nie, ons sit in die kring van die spotters nie, maar ons is geposisioneer in Christus Jesus, om saam met U te heers vanuit hemelse plekke, Here. En ek bid vanoggend, Here, dat elke man wat hier staan, opgerig sal word, versterk sal word, toegerus sal word met die wapenrusting van God, Here, sodat hulle kan staande bly, Here, maar nie net staande kan bly nie, maar dat hulle ook oorwinning sal behaal, want hulle weet hulle God is met hulle, Here, dat hulle nie vreesagtig sal wees vir die bek van die leeu nie, Here, dat hulle sal weet, U is in staat om selfs 'n leeu se bek te sluit, Here. Daarom sal die vyand rekenskap gee, Here, vir die aanklag teen elkeen van hierdie manne, Here. En ek wil vanoggend kom, Here, teen hierdie aanklagte. Ek wil vanoggend kom teen skuldgevoel wat manne mee sit, Here. Ek wil vanoggend kom in die naam van Jesus teen elke verwyt waarmee hulle saam leef. Here, ek breek die leuns en die mag van Satan wat manne terughou het en hulle weerhou het van die volheid wat Christus vir hulle bestem het, Here. Lank genoeg het die duiwel jou terughou, lank genoeg het Satan vir jou gelieg. Daardie slang word vanoggend, sy kop word vermorsel, wat jou terughou het en jou weerhou het, en die Here kom en hy vul jou vanoggend, man van God, met die gees van die lewende God, 'n excellent spirit, sodat jy kan opstaan in die regmatige plek waar jy moet staan in Christus Jesus. Jy staande bly op die rots, gebou op die woord van God. En dat jy sal wandel in die spore van geregtigheid, want die Here is jou herder. En ek dank U, Vader, dat ons klei in die hande is. En Here, waar dit nodig is om die hardheid van ons harte te kom breek, Here, kom breek dit. Maar kom maak ons sag in die hande, Vader, sodat ons gevorm kan word en gevul kan word wat U wil in U plan is. Here, ek seën elke man, ek seën elke pa, Here, dat hulle voorbeeld sal wees. Here, dat hulle U hart sal openbaar, omdat hulle U hart ook beleef vir hulle in hierdie oggend. Hart van liefde en aanvaarding. En ek wil volgend verklaar, in die naam van Jesus Christus, deur die bloed van die lam wat gevloei het in die kruishout van Golgotha, man van God, jou sondes is vergewe. Jy is vry. Jy is vry. Jy's los, die kettinge breek, die bande ontbind van die verlede. Dis 'n nuwe dag. Die ou dinge is verby en kyk, alles sal nuut word. Ek spreek dit volgende. Here, ek bid vir elke vrou vanoggend. Here, dat hulle daardie vrou sal wees wat hulle mans ondersteun en aanmoedig en hulle opbou en oprig, Here, en hulle bly glo. En ek dank U, Vader. En Here, ek dank U dat U ook die trane kom afvee. Ek sien die mense wat vanoggend hier sit en sê, ek mis my pa. Heilige Gees, wees hulle trooster in hierdie dag wat ons vaders vier, vir die wat se vaders mee is nie. Dankie vir U troosting. En dankie dat hulle vaders ook voortleef in die nalatenskap wat hulle vir hulle nagelaat het. En dat hulle met trots dit sal uitleef, Here. Maar dankie dat U
vir ons almal 'n Vader is. Onbeperk en nie weer, altyd lief, altyd met oop arms om ons te ontvang en daardie kalf wat U vir ons voorberei het net gereed te maak sodat ons kan feesvier. Here, en mag ons manne wees wat ons man wees weer celebrate, omdat ons in ons Vader se huis is en daar sal bly in Jesus naam. Amen en amen. Mag jy geseën wees. Mag jy 'n geseënde Vadersdag hê. Hier's heerlike die brood wat oorgebly het. Ons gaan nou daar buite sit. Daar's lekker jam en botter. So manne, asseblief moenie haastig wees nie dat jou vrou vir jou bottertjie sommer aan albei kante smeer. So ja. En geseënde Vadersdag vir julle almal. Ons sien die woordskoolstudente vanaand.